Let's clap. 1, 2, hey.
Goeiemôre almal, baie welkom vanmôre. Baie welkom by ons diens vanoggend. Wat 'n voorreg om weer die Here se woord saam te kan deel en te kan onsself in 'n plek sit waar ons toegang vir die Here gee om met ons te praat, om met ons te werk, om met ons te deel. Die Here begeer om ons te lei. Hy begeer, dis sy hart om vir ons te leer. En as ons die geleentheid gebruik en as ons die geleentheid skep wat hy dit kan doen, dan maak dit God se hart bly. So ek is so bly dat jy vanmôre saam hier is, om nog 'n oomblik te hê om saam met die Here tyd te spandeer, toegelaat te word in sy teenwoordigheid, onder sy invloed te wees. Want God wil jou bou en hy wil jou vorm en hy wil jou maak, want hy het 'n wonderlike plan vir jou en vir my lewe. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Vader in die hemel, baie dankie vir u liefde en genade vanmôre. Dankie Here vir u grootheid, vir u almag. Dankie Here vir 'n dag wat u gemaak het, 'n dag vol beloftes, 'n dag vol van seën, 'n dag vol van krag en 'n dag waarin u ons Vader is. Word vanmôre verheerlik, Here. Ontvang ons aanbidding, Here. Ons buig ons knie voor u, Here, omdat ons wil, omdat ons erken en weet ons is u kinders en ons behoort aan u. Seën hierdie woord vandag en maak ons harte ontvanklik om te kan hoor dit wat u deur die Heilige Gees vir ons vanmôre wil sê. Dankie Hemelse Vader in die naam van Jesus. Amen. So goed, vanmôre gaan ons bietjie gesels oor die krag en die waarde van aanbidding. So die woord wat dadelik tot ons gedagtes kom is lofprysing en aanbidding of praise and worship. Sê mens praat ons sommer so oor die algemeen daarvan. En as ons na dit kyk, dan verwys ons gewoonlik na musiek. Ons dink altyd, ons gaan nou praise and worship, so dit is musiek. Nou, dit is so, en dit is 'n groot gedeelte van lofprysing en aanbidding, maar dit is baie beslis ver van alles af. Dis nie die hele ding nie, en vanmôre wil ek gesels oor die grondbeginsels van lofprysing en aanbidding, van wat is dit en hoekom moet ons dit doen, en wat is die waarde daarvan? Goed, dit is een van die grondbeginsels van ons Vader se plan vir ons lewe. Dit is hoe God met ons interaksie wil hê. Dis een van die, dit is soos om te kommunikeer, het ek taal nodig. So mense kan op baie ander soorte maniere kommunikeer, maar een van die belangrikste is deur om te praat, om met mekaar ons gedagtes te deel. En so is lofprysing en aanbidding een van die primêre strukture en beginsels wat God daar stel, sodat ons, hoor mooi, met hom 'n verhouding kan hê. Okay. Van die begin af, van die skepping af, was dit 'n faset wat God in die lewe van die mens ingebou het. So ons gaan vandag begin by Genesis hoofstuk 1 vers 26 en dan kyk ons net wat daar staan. Dit sê, en God het gesê, laat ons, dis Vader, Seun en Heilige Gees, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Okay, hy het eerstens ons soos homself gemaak. God, ons is na sy beeld geskape, ons is, ek wil sê soos God, ons is nie God nie, maar ons is soos God, soos 'n pa en 'n kind. Jy kan 'n pa en 'n kind, jy kan nie 'n pa en 'n seun sê nou maar, of 'n ma en 'n dogter. Jy kan die ooreenkomste sien, jy kan die optrede sien, jy kan die maniere sien ensovoorts. Dis baie duidelik, pa, kind ensovoorts. En so is ons deur God gemaak. God het ons gevorm. Ons is God se idee en hy het ons gemaak. Okay, ons vind ons oorsprong, ons basis in God. Genesis 2 vers 7 sê die volgende, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Hoor mooi, die mens, ek en jy, is uit God geskape. Ons is deur God geskape en ons is soos God geskape. Ek wil dit net weer sê, ons is nie God nie, maar daar is verseker is ons God se kinders, ons is sy skepping en in die skepsel kan jy die skepper sien. Die eienskappe, die skepingsorde van die skepper kom in die skepsel
na vore. Okay. So byvoorbeeld as jy 'n skildery sien, dan kan jy duidelik sien, ek is nou nie 'n kenner op skilderye nie, maar jy kan duidelik sien hierdie skildery tipe, hierdie manier van skilder kom van daai persoon af of van daai skilder af of wat ook al die geval kan dan nou mag wees. Hy is ons oorsprong. Ons kom uit hom uit. Alright. Die mens het 'n ingebore begeerte of 'n instink om sy bron, sy skepper, sy oorsprong te ontdek. Ons wil, dit is op baie verskillende maniere. En wil ek net vir 'n oomblik hier sê, ek wil vir 'n oomblik sê, as ons buite die konsep van Christendom kan beweeg, so net vir 'n oomblik, nee, kom ons sê net, hier's 'n groep mense, hulle het geen invloed of niks nie, op hulle nie, hulle het nie op 'n sekere manier groot geword nie, dan is daar 'n interne grondbeginsel in 'n mens, 'n tipe van 'n fundamentele begeerte, om te sê, wie is ek, waarvan af kom ek, wat doen ek hier, van wie af kom ek, wie het my gemaak, wat is my oorsprong, ensovoorts, ensovoorts. En daarvoor is geloof nodig, ongeag ons agtergrond. Ek wil net vir 'n oomblik sê, en ek weet, dit is moeilik om jouself daaraan te dink, maar geloof is dit wat 'n mens het. God gee vir 'n mens geloof, alle mense gee hy geloof. Aan elke een is gegee 'n maat van geloof. En hierdie geloof is om te kan gaan soek, en te kan ontdek, en te kan vind, en te kan ervaar. Ek wil baie beslis vanmôre die woord ervaar gebruik, want soveel keer in ons moderne, ek kan amper sê, geloofslewe, is 'n ou partykeer bang vir ervaar, want jy's bang dis soos 'n gemanipuleerde, emosionele, net 'n situasie. Maar ouens, vir God is dit absoluut belangrik dat ons hom moet ervaar. God is nie 'n teorie nie, hy is nie 'n formule nie, hy is nie 'n beginsel nie, hy is ons skepper, hy is ons Vader. Hy wil intiem, totaal, op 'n ervaringswyse met ons in 'n verhouding staan. Kan jy dink as 'n pa of 'n ma vir 'n dogtertjie, klein dogtertjie, miskien 2 jaar oud, baie lief is, maar die ma gee nooit die kind 'n drukkie nie. Die ma toon nooit haar liefde aan haar kind op so 'n manier dat die kind dit kan ervaar en beleef en getroos word en geprys word. Kan jy dink dat as jy so 'n verhouding het, hoe platonies dit sal wees? En partykeer is dit asof ons bang is om met God in hierdie verhouding in te gaan. Asof ons so al wonder, Jesus, mag ek, kan ek, moet ek? Okay, so, God het ons nie geskape om, hoor mooi, afsonderlik en dan nou onafhanklik van hom te kan bestaan nie. God het ons nie so gemaak nie. Baie mense doen. Baie mense dink dat hulle, omdat hulle volwasse is, omdat hulle geleerd is, omdat hulle kundig is, ensovoorts, goed opgevoed, moet hulle dan noodwendig onafhanklik van God kan lewe. Soos, ja, ek glo in God, ek glo in die konsep van God, en ek is nie ongelowig nie, maar ek is hier, ek moet my eie ding doen. God het my gemaak om self te kan bestaan. Nee, dit is nie hoe dit is nie. Dis glad nie is naaste by hoe dit is nie. Dis onkunde. God het ons nie geskaap om afsonderlik of onafhanklik van hom 'n sinvolle bestaan te kan hê nie. Daarom kry ons die beginsel in die Bybel. Die hele Bybel is vol daarvan. Maar nou wil ek vandag sê, ek wil vandag vir 'n oomblik begin by voor die Bybel, ongeag die Bybel. Wat van die mense wat nie 'n Bybel het nie? Wat van mense wat nooit die Christelike kultuur, manier, boodskappe, wat van hulle? Is hulle dan nou verdoem? Okay, glad nie, glad en geheel nie. God is in beheer, en God begeer dat nie een verlore gaan nie, maar dat almal tot die kennis van Christus kom en die ewige lewe deelagtig raak. Hoe is dit moontlik? Jy sien, baie keer kyk ons vanuit ons eie persepsie uit na hierdie goed. Lofprysing en aanbidding is op 'n Sondagoggend in die kerk. Ja, dit is, maar baie meer en groter as dit. Ons kry hierdie konsepte in die Bybel. Ons kry Vader, dit impliseer pa-kind. God is ons Vader. Jesus is ons
die Heilige Gees is ons trooster. Jesus is ons herder. Kyk net na hierdie konsepte en verstaan, dat jy kan nie Vader, trooster en herder totaal begryp of besef of verstaan, hoor mooi, sonder ervaring nie. Hoe kan iemand my trooster wees as ek nie getroos kan word nie? Hoe kan die Heilige Gees my troos as ek nie troos, hoor mooi, kan ervaar nie? Baie, baie belangrik. Partykeer wil ons apaties van God staan. Ons wil so op 'n afstand staan en sê, Here, dankie dat jy vir my lief is en dat jy vir my goed is en ek bid net dat jy my sal troos. Maar ek ervaar of ek verwag nie dat God actually gaan kom en my troos nie. Dat hy in sy goddelike, bonatuurlike goddelikheid gaan hy iets doen wat maak dat ek en jy 'n troos ervaar, wat maak dat ons anders voel as wat ons net nou gevoel het. Ouens, dis God. Dis wat hy wil doen. Hy wil Vader wees, hy wil trooster wees, hy wil herder wees, hy wil voorsiener wees, hy wil verlosser wees, hy wil voorsiener wees. Hy wil dit alles doen. Ons het dit nodig. Al dink ons as gevolg van ons moderne lewe nie altyd so nie. Al is die verwagting dat hoe meer volwasse en bekwaam ons raak, hoe meer, hoor mooi, onafhanklik van God ons behoort te wees, want ek weet mos nou hoe werk het. Ek het hierdie toets geskryf en hom deurgekom. Ouens, jy skryf elke dag 'n ander toets. En die lewe bring elke dag nuwe uitdagings. Die lewe bring elke dag uitdagings en toetse en avonture wat ek en jy niks van weet nie. En wat ons nie veronderstel is om te verstaan en uit te sorteer op grond van ons ervaring nie, wat van baie waarde is. Ons ervaring is daar om vir ons te leer wie's God, om vir ons die karakter van God te kan demonstreer, dat ons weet wie is hy. Goed. Ons het God se gegewe vermoë om hom te kan ervaar, om hom te ken en in 'n betekenisvolle verhouding te staan. God wil hê dat jy moet ervaar. God wil hê dat jy moet ervaar dat hy jou troos. Hy wil hê jy moet ervaar dat hy jou lei. Hy wil hê jy moet ervaar, hoor mooi, hy wil nie 'n formule wees nie. 2 van die, 3 van daai en 5 van daai werk als uit nie. Nee, partykeer is dit 3 van daai, 2 van daai en 1 van die. Partykeer is die formule anderster. En die enigste grondslag vir 'n verhouding met God is 'n persoonlike, intieme, lewendige, wat is daai woord? Funksionele verhouding. Dit is wat God wil hê. Dis wat hy van jou en my vra. Hy wil dit hê. Hy wil dit vir ons hê. En sien nou maar mense het dit nie. Sien nou maar jy lewe 'n tipe van 'n onafhanklike lewe. En is jy dan 'n Christen? Ja, jy's 'n Christen. Jy kan 'n kind van die Here wees en jy kan smag daarna. Maar uit onkunde uit mag ons dalk in 'n omgewing lewe wat ons dink nee, dis nie nodig nie, of ek mag nie, of ek behoort op my eie te kan klaarkom. So lofprysing en aanbidding, praise and worship. Wat is dit? Wat is lofprysing en aanbidding? Okay, eerstens is dit om liedjies te sing in die kerk of saam met 'n groep of wat ook al, en om dan te sing liedjies wat aan die Here eer gee. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik bietjie verder aan dit. Dit is om God te vereer. Met ander woorde, hierdie is verskriklike algemene tipe van breë woorde. God te vereer. Hoe kan ek God vereer? Ek eer hom, ek aanbid hom, ek loof hom. Dit is, om dit te kan doen, moet ek weet dat hy verhewe, lofwaardig is. Ek kan nie net woordjies sing van prys die Here want hy is goed. Prys die Here want hy is goed moet 'n beginsel, 'n ervaring, 'n belewenis, 'n realiteit in my lewe wees voordat ek prys U want U is goed. Aanbidding is, worship is, dan is dit net leë woorde. Dan is dit net woorde wat ons sing want dis wat die liedjie sê, die koortjie sê prys die Here want hy is goed. Jy sien, om God te aanbid, om God te vereer, wat deel van praise and worship is, of aanbidding is om vanuit my eie resources, my eie skatkis van ervaring te sê,
Here, U is goed. En wanneer ek sê U is goed, dan word dit gekoppel aan 'n gebeurtenis. Dit word gekoppel aan 'n ervaring en iets wat actually gebeur het. Okay, so vereer, om hom te aanbid, om hom, hoor mooi, is om God hoog te ag. Ek probeer hierdie ding verduidelik, dis moeilik met hierdie woorde. Om God hoog te ag, met ander woorde, God is verhewe, God is groot, God is almagtig. Nou, as ek in my lewe nog nooit God se hoogheid, almagtigheid, verhewendheid ervaar het nie, as ek dit nog nooit ontdek het nie, hoor net mooi, hoe kan ek dit aan God toeskryf, wat ek nie aan hom toeskryf in wie ek dink hy is nie? Om God te vereer vir sy almag en vir sy heerlikheid, moet ek iewers in my lewe 'n pad stap wat ek bewus raak en ervaar dat hy 'n almag en 'n heerlikheid het. Alright? Goed. Dis om God se skoonheid te kan verwoord. Lofprysing en aanbidding is om te sing oor God se skoonheid. Ek sê weer, dit moet 'n ervaring wees, dit moet iets wees wat ek vanuit my hart uit, vanuit my ervaringslewe en my geskiedenis, my skatkis, moet ek uithaal en sê, Here, U skoonheid is ontsettend, dit is bo-menslik, Here, ek verwonder my in U heerlikheid. Amen, alright. Sy liefde, sy versoening ensovoorts, daar's al die karaktereienskappe van God, wil hy in jou hart in deponeer, so wanneer jy sing en aanbid, kom dit van jou hart af op, en dit word 'n realiteit. Inteendeel, die Heilige Gees laat jou dit sommer weer herleef. Daai oomblik langs die see, daai oomblik jou kind gebore is, daai oomblik van bewusraking van God se skoonheid en grootheid, herleef deur middel van lofprysing en aanbidding. So as 'n mens nie met God in 'n verhouding staan nie, met ander woorde tyd saam met ons spandeer, verhouding beteken tyd, praat, hoor, verstaan, redeneer, verskil, ensovoorts. Partykeer verskil, hoor mooi, ons verskil van God. Nou is dit soos in, rarig, dis 'n absurde ding om te sê. Nee, dit is so. God sê vir ons, hy praat met ons en ons voel, Here, ek verstaan nie, ek hoor nie wat jy sê nie, dit klink nie vir my reg nie. Met ander woorde, ons verskil van God. Jy het nodig om met God te kan praat, te kan kom laat ons die saak uitmaak, sê die woord vir ons. Okay, jy moet dit kan doen. Nou moet 'n tyd wees wat jy sê, Here, okay, ja, maar ek verstaan nie. Praat weer. Okay, ek dink ek verstaan, is dit wat jy bedoel? Nee, Wimpie, dis nie wat ek bedoel nie. Dis wat ek bedoel. Dit is die proses van lewe saam met Christus wat aan my en jou, soos Adam en Eva in die tuin van Eden, het God in die aandwind gekom, en hy aandwindjie in die koelte van die aand, het hy met hulle kom praat, kom gesels, en met hulle tyd spandeer. Right. As 'n mens nie met God 'n verhouding het nie, as 'n mens God nie soek nie, nou wil ek dit sê, dis nie afbreekend nie, dis nie negatief nie. Partykeer is dit so dat mense dink, ek hoef nie God te soek nie, God weet wie ek is, God weet wat ek nodig het, God is God, so ek is 'n mens, so ek is hier, hy is daar, ek is hier, hy het sy werk, ek het my werk, en hier gaan ons aan. Nee, ek verstaan dit, ek hoor dit, en ek verstaan, daar's baie mense wat so lewe, hulle lewe in geloof, tot God, maar sonder God. Okay. As ons hom nie soek nie, is dit uit onkunde oor God. Is daar 'n onkunde oor God, dan is dit waarskynlik dat ek en jy hom nie sal deur hom beïndruk is nie. Lofprysing en aanbidding kom wanneer die mens na God toe kom met 'n oop hart en in die hart in die gees van sy hart kom en God ervaar, hoor mooi, en beïndruk raak deur God, of beïndruk is deur God, en teruggee vir hom die grootheid van wie hy is. Om oor God deur oorweldig te word, diep bewus te wees van sy mag, en van sy krag, van sy skoonheid, van sy liefde, van sy voorsiening, van elke deeltjie van sy karakter, is dit om bewus te raak daarvan. En God wil dit vir ons. Ons gaan nou sien, hoe wil die Here dit vir ons doen? Lofprysing en aanbidding, praise and worship, is om aan God die waarhede van sy karakter toe te skryf.
En weet jy wat, dit verander my. Wanneer ek met God praat oor sy skoonheid, oor sy almag, oor sy grootheid, oor sy goddelikheid, oor sy liefde, dan verander dit my, dit doen iets aan my. Dit rus my toe, en ons gaan waarskynlik volgende week, gaan ons by daai goed uitkom. Alright, om God te kan ervaar, kan 'n mens God ervaar? Ek bedoel, as ons nou vir mekaar sê, maar Wimpie, kan 'n mens God ervaar? Is dit 'n verwagting wat 'n mens kan hê? Is dit Bybels? Is dit wat God wil hê? Wil God hê ons moet hom ervaar? En ek wil nou met respek sê, of moet ons maar net glo? Ons glo dit maar net. Nee, ons glo dat hy is dit is hoe hy is. God is groot, almagtig. Hy is die Vader, hy is ons Here, hy is ons verlosser. Ons glo dit. En dit is al waaroor dit gaan. Nee, dit is nie al nie. God wil daardie beginsels aan jou en my kom demonstreer deur wie hy is. Dis hoekom hy ons gemaak het na sy beeld. Dis hoekom hy sy asem in ons ingeblaas het. O, Here, ek wil sommer opgewonde raak as ek daaraan dink. So kom ons kyk na Romeine 1 vers 20. Wat sê dit? Want sy onsienlike dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sy karakter, hoor mooi. Sy onsienlike dinge, met ander woorde, dis nie dinge wat algemene kennis is nie. Dis nie sommer net van, dis klaar daar, jy het dit, jy weet dit, dis die ervaring als is daar nie, dis wat ontdek moet word. Sy onsienlike dinge kan van die skepping van die wêreld af, in sy werke. God het homself op hierdie aarde kom wegsteek, as ek dit so kan sê. In die skepping in die blom van 'n roos, in die geboorte van 'n babietjie, in die lewe van 'n klein bokkie in die veld, wat saam met sy ma loop en ontdek. In dit is God, hoor mooi, sigbaar. Nie glo sonder sien nie glo, dis maar net is 'n teorie, dit is 'n akademiese beginsel nie, nee, dit is 'n sien, verstaan, glo. Dis 'n heeltemal 'n ander beeld, 'n ander plan wat God het. Sy onsienlike dinge kan van die skepping van die wêreld af mooi in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Kan ek God sien? Nou ek wil sê, kan ek God sien? Nee, ek kan nie, waar is hy? Hy is orals. Jy kan hom sien in alles. As jy God soek, sal jy hom vind. Weet jy waar gaan jy hom vind? In die natuur, in die skepping, by die see, in 'n boom, orals gaan jy God vind. Jy gaan die vingerafdrukke van God sien. Jy gaan sy werkwyse sien. Jy gaan sy karakter sien. Jy gaan sien wie en hoe en wat God is in sy wese. Alright. In Job, hoofstuk 12, vers 7, lees ons hierdie versies. Job praat, hy sê, maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer, en die voëls van die hemele, dat hulle jou te kenne gee, of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet, deur al hierdie dinge, dat die hand van die Here dit gemaak het. Die Here het dit gemaak, jy kan dit sien, jy kan God se karakter, sy manier, sy wyse van werk, kan jy sien in sy skepping. In wie se hand die siel van alles wat leef is, en die gees van alle menslike vlees. Prys die Here, dis wat hy vir ons wil sê. Hy wil vir ons sê, ons moet dit weet, en ons moet dit sien, en ons moet dit ervaar, en ons moet dit beleef. Ek lees vir ons Psalm 19 vers 1. Dit sê, die hemele vertel die eer van God. Okay, die eer van God, sy goddelikheid, sy verhewendheid, sy grootheid, die eer van God, hoor mooi. En die uitspansel verkondig die werke van sy hande. In die sterre, in die hemel, in die uitspansel, kan ek God sien. Jy kan God gaan vind. Jy kan sy grootheid
gaan ervaar. Jy kan vir dit kyk en oorweldig word deur wie God is en hom dan eer daarvoor gee. Hom vereer. Dis worship. Dis worship. En ek wil vir jou sê, my vriend, gaan bring jou oomblikke van absolute ekstase saam met God. Gaan bring jou oomblikke van verwondering van wie hy is. Van openbaring, wanneer hy deur die Heilige Gees saam met jou langs die see sit en die golwe breek en die Heilige Gees praat met jou en hy praat met jou oor wat jy sien, want sy werke, want sy karakter kan van die begin van die skepping af in sy werke, die werke van God gesien, duidelik ervaar word. Right, jene, dit is so wonderlik hierdie. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag verkondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Met ander woorde, wat hy sê is, God het in die natuur vir my en jou ingebou bewyse van wie hy is, ervarings van wie hy is. Kom ek sê so, die grootheid van 'n waterval. As jy al, miskien, ek weet nie, almal was daar nog nie daar nie, maar by die Victoria Falls, as jy al daar was, dit is oorweldigend. Jy kom daar, dit is, hulle praat van die misreën, daar so misreën, so mis wat opkom uit die valle uit, as gevolg van al hierdie water, en die wind waai dit so teen die een kant op, en ouens, daai geluid, die ervaring, jy word nat, die massas water wat daar oorval, dit is in 'n sin oorweldigend, en dit laat 'n ou wonder, dit laat 'n ou, kan ek een ding vir jou sê, dit maak jou bang, o jene, wat het jy nou gesê, Wampie? So maak God ons bang? Yes, kan ek jou iets sê? Daar's fasette van God, wat jou nie bang maak, dit maak jou ver verby bang. Dit vat jou na 'n plek toe van ek besef, hoor mooi, ek besef my kleinheid. Ek besef ek is net so groot. Ouens, okay. Alright. Die grootheid van God kan so oorweldigend wees, dat die gevolg van wie hy is, by my 'n sin van vrees kry. Maar onthou, ek gaan nou oor vrees praat. Moenie bekommer wees nie. In die skepping van God kan jy twee basiese dinge sien. Twee basiese dinge. Die eerste een is sy goedheid, sy guns, en ek wil dit saamvat deur sy liefde, want God sê, ek is liefde. So in sy liefde is daar versorging. Ek sal jou lei na waters waar daar rus is. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor jou. Ek verwyder jou sonde so ver, soos die ooste van die weste is, en dink daar nie meer aan nie. Met ander woorde, God is liefde, okay. Maar dan is daar 'n ander aspek van God, wat krities en super belangrik is. God is in sy liefde ook, en ek gaan 'n paar woorde sê, en ek wil jy moet mooi na die konteks luister. Hy is skrikwekkend. Hy is enorm groot. Hy is intimiderend awesome. Okay, alright. So, kom ons kyk wat sê die woord. Spreuke hoofstuk 9 vers 10 sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Sien jy daar, want mens moet bang wees vir die Here, mens moenie vir die Here is nie jou maatjie nie, en moenie te veel van God se liefde maak nie, want dan vergeet jy sy vrees. Okay, maar wag. Kom ons bring 'n balans hier. Kom ons kyk wat sê die woord. Die woordjie vrees beteken nie bang wees nie. Dit beteken nie wegkruip nie. Dit beteken nie toegang hê tot hom nie. Die woordjie vrees beteken, spesifiek in Spreuke, beteken dit in awe of. Dit beteken dat ek God se grootheid raak sien. Dit beteken dat ek my kleinheid besef. Dit beteken dat ek is niks en hy is alles. En in Spreuke praat hy van die vrees van die Here. Dan wil ek net vinnig vir ons lees om hierdie ding net in die konteks te bring van die volheid van die woord. En laat ons net verstaan, wat is hierdie vrees dan?
Moet 'n mens die Here vrees? Ja, jy moet, maar die vrees het 'n bepaalde betekenis. Okay. Hierin het die liefde by ons volkome geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Okay, kyk gou mooi. Liefde bring vrymoedigheid in die oordeelsdag. Die oordeelsdag, die dag van afrekening, die dag van verslag doen. In die oordeelsdag het ons vrymoedigheid. Ja, dit is 'n baie moeilike konsepte wat hier by mekaar kom. Daar's baie mense wat in vrees en bewing en amper half moed opgee na die oordeelsdag kyk. Nee, dit gaan nag wees, dit is verby. Ek gaan dit nie maak nie. Mens sien, ek maak dit nie omdat ek dit maak nie, ek maak dit omdat hy betaal het. Maar in elk geval, dis 'n ander dag se woord. Okay. Want soos hy in die wêreld is, soos ons, daar is geen vrees in die liefde nie, want volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, en dit is 'n baie groot beginsel daai, dis die beginsel dat my vermoë om God te kan dien, my begeerte om God te dien, my vermoë om by sy wee te bly, is die liefde wat ek van hom af ontvang, ten spyte van myself, om te kan lewe, om te kan volg, uit dankbaarheid, uit respek. Die vrees van die Here is respek, agting. Die Engelse woord is awe. He's awesome and we are in awe of him. Ons buig ons hoof, ons kniel voor hom, ons ag hom hoog, ons word beïndruk deur sy majestueuse grootheid, ouens. Dis nie maar net van, ag, Jesus is net lief vir ons almal, okay, ons carry maar net aan, almal doen wat hulle wil en niks sal verkeerd gaan nie. Nee. God is lief vir ons en in sy liefde is daar voorsiening vir alles. Maar in God se grootheid word sy liefde 'n realiteit, word sy liefde 'n ware beginsel van verandering en van groei in ons lewens. Ja, so daar's twee elemente, daar's liefde en respek, of liefde en vrees. Kom ons noem dit net so, liefde en vrees. Maar die vrees gaan oor die grootheid van God. Kan die mens God vind? Kan die mens hier op aarde God vind? Kan ek God vind? Kan ek God sien? As ek langs die water sit, as ek by 'n rivier is, as ek 'n babatjie sien gebore word, as ek die son sien opkom, as ek die reën sien val, as ek in 'n woestyn staan en daar's niks, kan ek God sien? Ja, hoekom? Want God het dit so bepaal. Ek lees vir ons Jeremia 29:13. En julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. My vriend, ek wil net een ding vanmôre weet. God kruip nie vir jou weg nie. God speel nie wegkruipertjie nie. Hy kruip weg en jy soek hom en dan kruip hy weer op 'n ander plek weg. God wil hom laat vind deur jou. God kan nie wag dat ek en jy toelaat en hom soek. Daar's baie mense wat God soek. Ek wil nou iets die volgende sê. Daar's baie mense wat hom nie soek nie. Maar selfs dit keer die Here nie. Ek lees vir ons uit Jesaja 65 vers 1. En ek het my laat raadpleeg deur die wat na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie doelbewus het ek ingevoel gesoek het nie. Ek het gesê, hier is ek. Ouens, die Here wil hom laat vind. God begeer dat ons hom vind, dat ons hom ontdek, dat ons sy grootheid sien en in dankbaarheid en in respek buig voor hom en in die proses bewus raak van sy onverdiende liefde vir my. Ek is niks, Here, U is alles. Maar hoekom het U my lief? Maar U het. Ouens, dis 'n geveg in die hart van die mens tussen die grootheid, die geregtigheid, the awesomeness of God. Die woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Met ander woorde, moenie in die hande van God val sonder die bloed van Jesus nie. Moenie in die vrees van God val sonder dat jy toelaat dat God vir jou bewys dat hy liefde en vergifnis en Vader en trooster en herder is nie. Die twee goed moet in perfekte balans met mekaar kom, sodat die waarheid, die volheid van God kan kom. Ouens, hoor mooi.
hierdie goed gebeur as mense vanuit hulle eie harte uit in totale oorgawe God aanbid, hom worship en hom prys vir wie hy is. Ek wil vanmôre afsluit. Ek gaan aan met hierdie boodskap en ek wil praat oor wat doen worship, hoekom moet ek worship ensovoorts en die maniere van worship. So ons gaan aangaan met dit. Maar ek wil vandag afsluit. Praise en worship is nie net musiek nie. Dit is nie 'n emosielose, ervaringslose gebeurtenis wat voor die boodskap kom nie, of na die boodskap. Nee. Dit is 'n God-gevulde geleentheid om die heerlikheid, die almag, die awesome goodness and greatness and awe of God. It is to experience it. It is to move into the presence of God and experience His amazingness in His ultimate power and authority and rule, but mixed with perfect love that allows a sinner like you and me, a person to come to Him and to sit in His presence. How can I sit in God's presence? Hoe kan ek in God se teenwoordigheid sit? Hoe? Ek het hom gesien, ek het hom ervaar in sy werke, kan ek hom duidelik sien, die skepping, kan ek God sien. Wie's ek, Here? Wie is die mens dat U met hom bemoeienis maak? En dit is waar God se liefde inkom, waar God, wanneer ek sê liefde, sy grootheid is ook liefde, maar sy grootheid en sy gesag en sy mag en sy geregtigheid en sy afkeer van sonde is gewortel in sy liefde. God is streng op liefde, maar genadig oor die een wat sonde, ek wou gesê, hy streng oor sonde, maar hy het genade vir die sondaar. My vriend, hierdie is 'n pad wat mense moet loop self. Ons kan met mekaar daaroor praat. En ek kan vir jou vertel hoe proe 'n appel vir ewig. Ek kan jou al die chemiese komponente en samestelling en alles van 'n appel gee. Maar weet jy wat? Dit is eers wanneer jy en ek die appel vat, hom byt en hom proe. Die woord sê, taste and see that the Lord is good. Om te sien dat God in sy groote almag, wat my in vrees laat, wat my in awe laat. Hoor mooi. Dit maak dat ek wil weghardloop. Dit maak dat ek onwaardig is. Dit maak dat ek voel, Here, ek kan nie staan nie. Ek is onwaardig. Dit maak dat ek in hierdie selfde oomblik die liefdevolle hand van my Vader sien uitreik na my toe, bo verwagting, bo verdienste, en na my toe kom en sê, my kind, ek is hier vir jou. Kom na my toe, as jy vermoeid en belas is. Kom praat met my. Die Here wil hom laat vind, in sy grootheid, in sy liefde. En lofprysing en aanbidding is nie 'n liedjie nie, dis 'n leefstyl. Dis elke oomblik van my lewe, dis God oral sien, en hom oral vereer, en beïndruk word met wie hy is. Kom ons sit so, bid ons saam. Here, ek loof U vir U woord, seën dit aan ons harte, maak ons oop, geef ons oë om te sien en ore om te hoor, die grootheid, die krag, en die liefde van ons Vader. Seën U kinders, Here, maak oop daai deure, breek daai leuns van onafhanklikheid, breek daai leuns van, ek moet self weet, ek moet weet hoe ek is, ek behoort, ek is 'n mens, ek is slim, ek weet hoe, ek behoort te weet. Here, ons weet niks, en ons weet nie hoe nie, tot U ons wys, en ons het sien. Prys U naam vanmôre, Here, in Jesus naam, word verheerlik. Amen. Amen. Gaan in die wonderlike vrede